Wanneer ons oor roeping dink en gesels, is die klem normaalweg op die roeping van die individu. As elkeen sy of haar roeping leef en antwoord op die roepstem van God, het jy jou doel in die lewe bereik, dit waarvoor jy geskape is. God het Abraham geroep om 'n dienaar van hom te wees. God het Moses geroep om sy volk uit Egipte te lei na die beloofde land. God het die profete geroep om sy wil aan sy volk bekend te maak. God het Paulus geroep en Saulus het Paulus geword, 'n apostel van die Here Jesus Christus. Jesus het sy disippels geroep en vissers het vissers van mense geword. Die roeping van sekere mense om sekere take namens die Here te verrig. Petrus moes die Here se kudde versorg, aldus Johannes 21, en so het elke disipel, 'n leerling van Jesus, 'n apostel, 'n gestuurde geword, 'n verkondiger dat Jesus Christus leef. Ons hoor nie net van manlike apostels nie, maar ook vroulike apostels, van 'n Maria Magdalena, wat die eerste getuie is van Jesus se opstanding. Ons lees in Romeine 16 vers 7 van Junia: Groet Andronicus en Junia, my volksgenote en medegevangenes. Hulle is hoog aangeskrewe by die apostels en wat reeds voor my in Christus was. Vir baie lank is Junia in die vertalingstradisie as 'n man beskou. Junia het Junius geword, omdat die naam Junia in Grieks manlik of vroulik kan wees. Maar met tyd en vele vertalings later het die vroulike Junia eintlik geseëvier en is bestempel as die eerste vroulike apostel wat pertinent deur Paulus genoem word. In Romeine 16 vers 1 beveel Paulus ook ons suster Febe by julle aan, wat 'n dienares in die gemeente Kengre was. Sy was 'n ware weldoener vir baie mense en ook vir my. Handelinge 16 vers 14 tot 16 verwys na Lydia uit die stad Thyatira, 'n purperverkoopster, wat na Paulus en Timoteus geluister het en die Here het haar hart oopgemaak om ag te slaan op wat Paulus gesê het. Tog plaas die Nuwe Testament met al die variëteite van literatuursoorte, evangelies, briewe en apokaliptiese literatuur, nie die klem op die roeping van die individu nie, maar die roeping van die kerk, die gemeenskap, die eklesia, die roeping van die gemeenskap terwille van die gemeenskap. Hierdie gedagte word ondersteun deur Efesiërs 4 vers 1 tot 16. Die brief aan die Efesiërs kom uit 'n tyd toe Jesus se volgelinge besig was om in verskillende dorpe rondom die Middellandse See geloofsgemeenskappe te vestig. Die geografiese uitbreiding van die vroeë kerk, die kulturele diversiteit tussen Jode, Grieke en Romeine, as ook konflik met heidense godsdienste, het daartoe gelei dat die vroeë kerk geworstel het met vrae oor die identiteit van die kerk, kerklike leierskap en veral die eenheid van die kerk. Wat was die eenheid tussen die kerk en die gekruisigde en opgestane Here Jesus Christus? In hierdie konteks word die roeping van gelowiges van die geloofsgemeenskap beklemtoon. Efesiërs 4 vers 1 begin met hierdie woorde en ek lees die 2020 vertaling. Daarom spoor ek julle aan, ek wat terwille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. 'n Waardige roeping is dus navolging, die navolging van Christus, en die klem is op die julle, die gemeenskap, diegene wat aan die Here behoort. Hoe lyk hierdie navolging wat die inhoud is van die roeping, aldus Efesiërs 4? Mense wat Jesus volg, leef eensgesind. Die roeping en opdrag wat die gemeenskap van Christus ontvang het, is om die eenheid wat God deur sy Gees tussen ons en al ons medegelowiges oor die wêreld gesmee het, sigbaar uit te leef. Hoe? Om mekaar met nederigheid en saggeaardheid, met geduld en liefde te verdra,
om die eenheid wat deur die Gees bewerk word te bewaar en in vrede met mekaar saam te leef. Die eenheid bestaan daarin dat die gemeenskap een liggaam is, een in die Gees, een hoop, een Here, een geloof, een doop en een God wat die hoof is, die Vader van almal, oor almal, deur almal en in almal. Binne hierdie eenheid in navolging van Christus is daar egter diversiteit, omdat daar aan elkeen 'n genadegawe gegee is, en die gewer van hierdie geskenke is Christus. Die uitdaging is om te midde van diversiteit die eenheid wat die Gees tussen geroepenes gesmee het, te handhaaf. Dis alleen moontlik as ons diep bewus is daarvan dat ons almal in Christus ingelyf is, dat ons met Christus een geword het en in sy dood en opstanding en daarom die een liggaam van die Here Jesus Christus is en leef. Hier word verwys na die interteks Psalm 68 vers 19. Hierdie psalm roep die beeld op van 'n Israelitiese koning wat vol vertroue 'n stryd tegemoet gaan. Omdat die Here voorheen vir sy volk ingetree het met die uittog en oorwinning gegee het, sal hy dit ook nou gee. In 'n daaropvolgende oorwinning het die koning sy gevangenes in 'n triomftog gelei en sy onderdane het met sy terugkeer hom met geskenke geëer. Die opgang van Psalm 68 vers 19 word dan in verband gebring met die opstanding en hemelvaart van Christus, wat veronderstel dat hy eers neergedaal het in sy menswording. Met sy hemelvaart het hy aan die kerk, aan die geloofsgemeenskap, 'n verskeidenheid gawes of geskenke gegee. Omdat Paulus die goddelike oorsprong van die geestelike gawes aan die kerk verklaar, skryf hy in Efesiërs 4 vers 8 oor die gee van gawes in plaas van die ontvang daarvan, soos in Psalm 68 vers 19. Dan word hierdie geskenke of gawes genoem: apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Hierdie gawes word baie maal gelees in die lig van ons institusionele denke, en ons sien dit as van toepassing op kerkleierskap. Jesus het dan slegs sommige in die gemeenskap toegerus om die kerk te lei en so bediening moontlik te maak. Ons vergeet baie maal dat die vroeë kerk nie 'n institusionele instelling was nie, maar 'n gemeenskap wat Jesus as hulle Heer en Christus bely het. Vers 7 stel dit duidelik dat aan elkeen 'n genadegawe gegee is. Elke lid van die gemeenskap het 'n geskenk of 'n gawe ontvang wat tot voordeel van die gemeenskap van die liggaam moet wees, tot voordeel van almal en die gemeenskap. Om hierdie rede was die weeklikse byeenkomste vir die vroeë Christene onontbeerlik, juis omdat hulle self gesien het as een in liggaam met Christus, en dat hulle roeping tot voordeel van mekaar en tot voordeel van die wêreld moet wees. Wanneer hulle by mekaar gekom het om Jesus as die Here te aanbid, het die Christene 'n ander wêreld betree. Hulle het hulle situasie in 'n nuwe lig gesien, hulle lewe van opoffering, kruisdra, uitsluiting en die risiko om vervolg te word in die lig van Christus se beloftes en lewende teenwoordigheid. Die skrywer Rodney Stark vra in sy boek The Rise of Christianity die vraag hoekom die Christelike geloof oorleef het en wat het gemaak dat so klein bewegingkie op die ou einde so groot invloed op die wêreld gehad het. Hy sê dat die mense wat hulself Christene genoem het, hoop geleef het. Hulle het moeite gedoen om 'n gemeenskap te vestig en vir mekaar om te gee. Hulle geloof in Jesus, in hoop en God, het hulle mooier mense gemaak. Hy verwys onder andere na 'n skrywe van die biskop van Alexandrië, Dionysius, oor die optrede van Christene. In die jaar 249 tot 262 na Christus
het 'n plaagverwoesting gesaai in die Romeinse Ryk. Tot 5000 mense is daagliks dood in Rome. Die Christene was in daai tyd by verre die minderheid, maar het in hulle optrede die liefde van Christus wyd versprei. Die biskop van Alexandrië, Dionysius, skryf so daaroor: Die meeste van ons broers en susters het grenslose liefde en lojaliteit getoon en hulself nooit gespaar nie en net aan ander gedink. Ongeag die gevaar het hulle die siekes bygestaan, hulle in elke behoefte versorg en hulle in Christus gedien en saam met hulle uit hierdie lewe vertrek, want ook hulle is deur ander besmet met die siekte en hulle het die siekte van hulle bure op hulle geneem en hulle pyne ervaar. Baie mense het hulle dood op hulle self gebring en in hulle plek gesterf, toe hulle ander verpleeg en genees het. Hierdie duidelike Christelike liefde om die dood te trotseer, het 'n skrille kontras gevorm met diegene buite die kerk. Dionysius gaan voort, maar met die heidene was alles heeltemal anders. Hulle het diegene wat siek geword het, verlaat en van hulle beste vriende gevlug. Hulle het enige gevaar van die dood vermy. Dus het ons, die liggaam van Christus, in die lig van Efesiërs 4, die roeping om Jesus Christus na te volg, om God se liefde in hierdie wêreld sigbaar te maak. As liggaam van Christus is ons deur God geroep om met liefde en barmhartigheid op te tree. Liggaam van Christus in die wêreld en vir die wêreld.